Onze Vader in die hemel, ons wil net dankie sê vir nog 'n geleentheid wat U ons gegee het om by mekaar te studeer. Vader, ons weet dat ons kry lewe uit die woord. Want U sê, U is die brood van lewe. En ons weet dat U sê, U is die woord. Vader, help dat ons nou die dinge wat ons sal studeer verstaan en dat ons bid dat U ons oë sal oopmaak sodat ons die dinge stuur asseblief die engele en die Heilige Gees om ons te leer. In Jesus se naam alleen bid ons. Amen. So in vandag se les vir ons kyk, ons het na profesie so 'n bietjie gekyk in ons laaste lesse. En ons het gekyk na Jesus, sy posisie in die hemel. In vandag se les vir ons kyk, hoe gaan dit wees wanneer ons hemel toe gaan? Hoe gaan die hemel vir ons wees? So kyk, watter dinge gaan daar in die hemel vir ons wees? So kom ons gaan na die Bybel en ons kyk, wat sê die Bybel oor die hemel? Kom ons gaan na 1 Korintiërs toe. 1 Korintiërs en hoofstuk 2, ons wil kyk, wat is geskrywe in die Bybel? Hoe gaan die hemel wees? 1 Korintiërs hoofstuk 2 en ons kyk na vers 9. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. So die Bybel sê hier vir ons dat die dinge wat God vir die wat hom liefhet voorberei het, is sulke wonderlike goed dat dit nie in die hart of die oog of die oor van mens nog ooit opgekom het. So wat ons hier in die Bybel sien, is maar net 'n prentjie wat God vir ons wil gee, maar dit is so wonderlik dat ons dit nie eens kan imagine nie. Dit is wonderbaar wat God vir ons voorberei het. Nou kom ons gaan kyk, wat sê die Bybel? Wat het God vir ons voorberei? Kom ons gaan na Johannes toe. Johannes hoofstuk 14 en ek wil hê ons moet kyk van vers 1. Johannes hoofstuk 14 en vers 1. So kyk, wat sê die Bybel van die goed wat God voorberei het vir die wat hom liefhet? Vir die mense of diegene wat saam met hom hemel toe sal gaan wanneer hy die tweede keer kom. Johannes hoofstuk 14 en vers 1 sê: Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. En dan sê in vers 2: In die huis van my Vader is daar baie wonings. Nou, die Afrikaans en sommige van die nuwe vertalings sê net wonings. Maar in die Engelse Bybel sê dit: In my Father's house are many mansions. So ons weet, hier op die aarde, ons weet, 'n mansion is iets. Gewoonlik as jy ryk is, as iemand ryk is, dan het hulle 'n mansion. Arme mense het maar klein huisietjies wat hulle moet onderhou, maar ryk mense het gewoonlik mansions. Massiewe huise. Is gewoonlik langs die strand en sulke mooi plekke. Die Engelse Bybel sê, In my Father's house are many mansions. Die Afrikaanse sê net woning, so huise. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Nou dink net daaraan. God het alles geskape, God het mense geskape en ons bou mansions hier op die aarde. En vir ons lyk dit baie mooi as ons 'n mansion sien. Sommige, dat is lelike mansions, maar as ons aan 'n mansion dink ons aan iets, 'n groot, baie mooi huis. Nou dink net daaraan, God het vir ons geskape en ons maak die huise op die aarde. Dink net daaraan watter tipe mansions gaan God bou vir ons wanneer ons na die hemel toe gaan. Dit sal seker baie mooi wees. Dit is sulke mansions wat ons nie eens kan aandink nie, soos dit sê in 1 Korintiërs. Goed wat ons nie eens kan aandink nie.
sal daar in die mansions wees. Kom ons gaan na Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 11 in vers 16. Hebreërs hoofstuk 11 in vers 16. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Kom ons lees vers 15 eers. Hebreërs 11 en vers 15. En as hulle bly dink aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om en as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter land. So hier sê Paulus, baie mense glo dat Paulus die skrywer van Hebreërs is, dat as ons dink aan die land waaruit ons getrek is, en dit is hy praat met die Hebreërs hierso, en hulle was uit die land van Egipte getrek. As hulle aan daai land gedink het, sou hulle al lankal teruggegaan het. Maar hulle het nie aan daai land gedink nie. Hulle het aan die beloofde land gedink. Die land van Kanaan, die land wat vloei met melk en honing. En hy sê, maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie. Want hy het vir hulle 'n stad berei. So ons sien dat daar nie net in die hemel vir ons mansions, groot huise sal wees nie, maar dat God ook vir ons 'n stad voorberei het. En hy sê dat ons van ons hemel toe gaan, dan gaan ons in die stad bly. Kom ons gaan kyk na die stad wat God vir ons voorberei het. Kom ons gaan na Openbaring. So kyk na die stad. Openbaring, kyk net. Hoofstuk 21, Openbaring hoofstuk 21. So kom ons kyk na die stad wat God vir ons voorberei het, en die Here huise, wat hy gesê het, hy gaan vooruit om vir ons te maak. Openbaring hoofstuk 21, en ons kyk na vers 2, en dit sê, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Kom ons kyk na vers 11. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos kosbare steen, soos die kristalhelder jaspersteen. En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele, en name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Nou, baie mense dink, hoekom het God die stad in die nuwe Jerusalem, die stad wat hy vir ons voorberei het, hoekom het hy die poorte, so daar's 12 poorte of hekke, wat na die stad ingaan. Hy het 'n groot muur rondom hom, en dan het hy 12 poorte rondom hom, wat ingaan. Hoekom het God die poorte name gegee van die 12 kinders van Israel? Ons weet as ons daai storie gaan lees, ons kyk dat daar was baie slegte goed wat in sy huis gebeur het. Baie van sy seuns, ons onthou hoe hulle vir Josef gevat het en hom wil doodgemaak het en hom verkoop het as 'n slaaf na Egipte toe. En hulle het klompie ander dinge gedoen. 2 van Josef se broers het 'n stad, al die manne in 'n stad vermoor. So hulle was moordenaars, en ons sien ook dat 'n ander een van die broers het 'n prostituut gaan koop een van die tye in sy lewe. So daar was klompie die broers of die kinders van Israel. Hulle was sondaars geweest, ons sien dit. Nou,
daar is nie eintlik 'n antwoord vir ons hoekom die hekke die name van die 12 kinders van Israel gehad het nie, sal het nie. Maar ek dink dat God gaan dit gebruik as deure as jy of ek miskien in daai tipe sonde geval het wat daai seun of daai kind van Israel gedoen het. As ons miskien daai sonde gepleeg het, dan sal God vir ons laat by daai hek ingaan, sodat hy vir almal kan wys dat ons is oorwinners oor daai sonde wat daai seun gepleeg het. Dit is net iets wat ek dink van. Ek sien nie 'n ander rede nie, maar daar mag dalk nog 'n ander rede wees. Vers 14 sê: "En die muur van die stad het 12 fundamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. En hy wat met my gespreek het 'n goue meetrode gehad, en om die stad sy poorte en sy mure om die stad en sy poorte te meet." Vers 21: "En die 12 poorte was 12 parels gewees. Elkeen van die poorte was uit 1 parel, en die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas." So sien dat die poorte, die hekke, was parels gewees. En ons sien dat die hoofstraat van die stad was uit goud gemaak, maar deurskynende goud. Ek weet nie presies hoe dit sal lyk nie. Want ons weet vandag is goud 'n staal en hy is nie deurskynend nie. Maar hier sien ons dat die straat van die stad was goud, deurskynende goud. En elke hek was 'n parel. Vers 22 sê: "En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die Lam." So die hemel gaan basies 'n tempel wees. Dit gaan nie eintlik dit gaan nie 'n stad wees waar ons gaan 'n partytjie daar hou wanneer ons na die hemel toe gaan, maar dit gaan nie 'n plek wees waar soos ons nou deesdae dink aan partytjies nie. Maar dit gaan eintlik 'n tempel wees. Want ons sien dat God is die tempel van die stad. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. Vers 25: "En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie." Hoofstuk 22 en vers 1 sê: "En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en die Lam." So uit die troon van God het daar 'n rivier gevloei. En die rivier, sien ons, is die water van die lewe wat uit die troon van God gevloei het. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. So sien dat daar was ook 'n boom wat uit elke kant van die rivier gevloei het. En ons sien dat die boom elke maand sy vrugte dra. Nou ek dink persoonlik, ons weet nie wat die Bybel sê nie eintlik nie, maar ek dink dat elke maand daai boom 'n verskillende vrug sal gee. Elke maand sal daar 'n verskillende vrug op daai boom gegee word vir ons, as net ietsie wat God vir ons wil doen. Elke maand. Nou die Bybel sê dat ons gaan elke maand bymekaar kom en van die water van die lewe drink en van die boom van die lewe eet. So ons gaan elke maand daai vrugte eet. So dit is net 'n prentjie van die stad en hoe dit gaan lyk in die hemel. Kom ons gaan na Sefanja toe. Sefanja hoofstuk 3.
Dit is in die Ou Testament, dit is net voor Matteus. Sefanja hoofstuk 3, en ek wil kyk na vers 17. Nou, toe ek die studie voorberei, het ek gesien, in die Afrikaanse Bybel, hulle het iets uit, wat eintlik baie mooi is, van die tekstvers in die Engelse Bybel. En, ek weet baie van ons, baie mense deesdae sukkel met sing. Ek is ook nie so, is nie dat ek mooi kan sing nie, maar ek sê, ons almal sukkel om te sing deesdae. En ons weet dat God vir ons geskaap het, en dat hy vir ons stemme gegee het. Ons weet dat hy vir Lucifer 'n stem gegee het, en ons weet die Bybel sê dat sy stem was die beste in die hemel. Hy was eintlik oor die hele koor in die hemel gewees. Die Bybel sê, God het hom longe gegee, wat is die instrument? Hy sê, wat soos 'n tipe instrument geklink het. Ek weet nou nie wat is die Afrikaanse naam vir die instrument, soos 'n organ. Pipes, sê die Bybel, hy het pype in sy longe gehad, en ons weet die organ werk met pype. En hier in Sefanja sê dit vir ons, nou sê dit nie in die Afrikaanse Bybel nie, maar kom ons lees dit tog maar. Sefanja hoofstuk 3 en vers 17. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in liefde, in sy liefde. Hy juig jou oor jou met jubel. Nou in die Engelse Bybel sê dit, dat hy sal bly wees met 'n blydskap, en hy, God die Vader, sal self sing saam met ons. So, ons hoor baie mense in deesdae wat baie mooi kan sing, en ons sien baie mense, daar's baie popstars, ek weet wat baie mense na kyk wat mooi sing. Daar's ook baie ander mense, gospel singers wat baie mooi sing, en ons ken ook dalk mense self in ons familie wat mooi kan sing. Maar dink net daaraan, om God te hoor sing, God die Vader. Ons gaan vir God die Vader, die skepper van die heelal, wat alles gemaak het, hy gaan sing. Dink net daaraan, hoe sal dit klink? God die Vader sing vir ons. Ek kan nie wag tot daai dag om vir God te hoor sing nie. Dit klink eintlik so, ek kan dit amper nie glo dat die Bybel sê dat God sal sing nie. Klink amper so nie soos hy nie. Kom ons gaan na Jesaja hoofstuk 40 toe. Jesaja hoofstuk 40. Kom ons kyk na nog iets wat in die hemel sal gebeur. Jesaja hoofstuk 40. En ons kyk na vers 30. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Luister na die stukkie. Hulle vaar op met vleuels soos die arend, of met vlerke soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. So ons sien dat in die hemel, ons gaan nie moeg raak nie. Ons gaan ook vlerke kry, en ons sal kan vlieg wanneer ons na die hemel toe gaan. Kom ons kyk na hoofstuk 35. Hoofstuk 35. En ons kyk na vers 5. Dan sal die oë van die blindes geopen, en die ore van die dowes ontsluit word. So ons sien dat daar sal geen blinde mense in die hemel wees nie. Daar sal ook geen dowe mense in die hemel wees nie. Dan sal die lamme spring, soos 'n takbok, en die tong van die stomme sal jubel, want in die woestyn breek waters uit, en strome in die wildernis. So sien dat in die hemel daar gaan geen mense wees wat enige siektes het nie. Ons gaan almal genees word. Dit maak nie saak wat die siektes was nie. Maar ons gaan almal genees word. Kom ons gaan na Openbaring hoofstuk 3. Openbaring hoofstuk 3.
Openbaring hoofstuk 3 en vers 21 sê: Aan hom wat oorwin, sal ek gee om met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit. So baie mense, wanneer hulle sien, het sê in die Bybel, ons is seuns en dogters van God. Hulle dink is maar net 'n naam wat God vir ons gegee het. Maar ons sien eintlik dat God sê, as ons die oorwinning kry, en ons oorwin oor die sonde wat ons so baie pleeg in ons lewe, dat hy vir ons sal toelaat om saam met hom op sy eie troon saam met ons te sit, net soos hy saam met die Vader, net soos hy oorwin het en nou saam met die Vader op sy troon sit. So ons sal seuns en dogters van God wees, in 'n manier waar ons nie eens daaraan dink nie, maar ons gaan saam met hom op sy troon sit. En ons weet, daar is geen engel in die hemel wat saam met God op sy troon sit nie. Daar is geen engel wat God daai voorreg gegee het nie. Maar ons wat gesondig het op die wêreld, hy gee vir ons die voorreg om saam met hom op sy troon te sit. Kom ons gaan terug na Jesaja. Jesaja hoofstuk 11. Jesaja hoofstuk 11. En ons kyk na vers 6. Jesaja hoofstuk 11 en vers 6. Dit sê: Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. So sien dat in die hemel, die diere wat nou so gevaarlik vir ons hier op die aarde is, as ons naby 'n wolf of 'n leeu of 'n luiperd kom, hulle wil ons doodmaak en opeet. Ons sien dat in die hemel, hulle sal nie eens meer lammes eet nie. Dit sê, daar wei die wolf saam by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie. Vers 7, die koei en die berein wei, en hulle kleintjies lê bymekaar, en die leeu eet strooi soos die os. En die suigling speel by die vet, by die gat van 'n adder. En die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van die basilisk. So ons sien dat daar slange in die hemel gaan wees, maar ons sien dat die diere wat nou vleis eet en ander diere doodmaak, hulle gaan dit nie meer doen nie. Nou ons weet in Eden was dit nie so gewees nie. Dit was nadat sonde ingekom het dat die diere begin mekaar opgeëet het. En dit was ook na sonde ingekom het dat mense begin vleis geëet het. Dit was nie God se plan gewees nie. Ons sien wanneer ons na die hemel toe gaan, selfs die diere sal nie eens meer vleis eet nie. Hulle sal ook, die leeu eet gras soos 'n os. Kom ons gaan kyk na Jesaja 65. Jesaja 65. Kom ons kyk na vers 17. Want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word nie, en hulle sal in die hart nie opkom nie. En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet. Nou, baie van ons dink net ons gaan na die hemel toe, na alles oor is, en dan gaan ons net daar in die hemel vir ewig bly. Maar nee, dis nie wat die Bybel sê nie. As ons kyk, die Bybel sê eintlik dat ons vir 1000 jaar in die hemel gaan bly. En dit gaan soos 'n tyd van partytjie wees. Dat God net vir ons wil weghaal van al die besigheid en van werk en so aan, en net vir ons by hom wil hê. Na die 1000 jaar sê die Bybel nou, ons gaan die 1000 jaar studeer in 'n studie wat ons nog gaan doen. Na die 1000 jaar sê die Bybel vir ons dat ons weer terug na die aarde toe sal kom. En dan sal God weer alles van voor af skep. Die hele aarde, en ons sal dit kan sien hoe God die skepping doen. En dan kom die teksvers nou in.
en hulle sal huise bou en bewoon en wingerde plant en die vrug daarvan eet. So wanneer ons hemel toe gaan, God het vir ons 'n plek voorberei. Maar wanneer ons weer terug na die aarde toe sal kom, gaan ons self ons huise bou en daarin woon en wingerde en plante vir onsself groei. Vers 25. Die wolf en die lam sal saamwy en die leeu sal strooi eet soos 'n bees en stof sal die voedsel van die slang wees. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, sê die Here. Nou ons weet dat in die tuin van Eden, nadat sonde ingekom het, omdat Satan die slang gebruik het, hy het homself verander in 'n slang en hy het die slang gebruik om vir Eva te mislei. En daarom het God die slang vervloek. Genesis hoofstuk 3 en vers 14 sê, toe sê die Here aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is hy vervloek onder al die vee van en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. So God het die slang vervloek en volgens wat hy gesê het, klink dit dat die slang nie eintlik op sy maag geseil het toe God hom geskaap het nie, maar dat hy eintlik bene gehad het. En volgens wat ons lees in die Bybel, lyk dit dat die slang het ook vlerke gehad. So hy het bene en vlerke gehad toe hy in die tuin van Eden was. Maar ons sien, omdat Satan die slang gebruik het om mense te mislei, sal die vloek vir ewig op die slang bly. Hy sal nog steeds in die nuwe wêreld op sy buik seil of op sy maag seil. En dit is seker maar net God gebruik dit om ons te herinner aan wat sonde aan ons wêreld te doen. Nou ons weet dit is nie dat dit die mees belangrikste is nie, want ons weet dat God die merke in sy hande en in sy sy en op sy hoof van die kroon van die wat hy gekry het toe hy die kroon op sy kop gehad het, die kroon van dorings en die spykers in sy hande en voete en ook die wat hulle hom gesteek het in sy kant. Hy gaan dit vir ewig saam met hom dra. En ons gaan dit vir ewig sien sodat ons weet wat is die results, ek ken nou nie die Afrikaanse woord, vir sonde. Ons gaan vir ewig sien wat sonde aan God gedoen het. Dat hy moes sy enige gebore seun gegee het om vir ons te sterf. En nie net 'n gewone sterf, soos ons groot raak en sterf nie. Maar hy moes kom sterf op die kruis vir ons. En hy gaan vir ewig daai in sy hande en op sy liggaam dra. Ons weet dat Jesaja sê vir ons, in die nuwe hemel en die nuwe aarde, al die ou dinge sal weggaan. Ons sal nie meer huil nie, ons sal nie meer die goed onthou wat ons seer gemaak het in die ou wêreld nie. Maar daar sal een iets wees wat ons vir ewig sal onthou. En dit is wat sonde aan Jesus gedoen het. En dit sal vir ons help wanneer ons enige dink aan sonde pleeg, dat ons kyk na Jesus wat sonde. Nou dit is eintlik die enigste ding wat ons ook op hierdie aarde kan doen. As ons dink aan sonde en sonde wil pleeg. Johannes sê vir ons, aanskou die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ons moet na Jesus kyk en sien wat sonde aan hom gedoen het. En Johannes sê, terwyl ons vir Jesus aanskou, sal hy die sonde van ons wegvat. Nou, dit is nou nie eintlik die punt nie, maar ons wil nou eintlik gekyk het wat sê die Bybel oor hoe gaan die hemel wees. En ons sal vandag hier eindig. Maar nou my gedagte. Dat ek my gedagte verloor. Ja, dis wat ek wil gesê het.
As ons kyk na die Bybel, ons sien dat baie van die stories in die Bybel, ons sien 'n storie sal gebeur in die Bybel en dan sal hy miskien een hoofstuk wees. En soms sal daar een teksversie wees en die volgende teksvers wat onder hom is, het jare na daai teksvers gebeur. So miskien sê dit Abraham het gesterf en dan sê dit en toe in die tyd van Isak miskien, ek kan nou nie sê, maak nou net 'n voorbeeld. En daai is nou jare na dit. Ons sien dat daar in die Bybel is nie baie hoofstukke wat uitgesit is vir net een doel nie. Maar as ons kyk na die lewe van Jesus, ons sien dat ons kyk van Johannes, veral Johannes, nou Matteus ook, van Matteus ek dink is 26 tot 28 is basies 'n spasie van 3 dae. Matteus 26 tot 28 is in 'n spasie van 3 dae. Ons sien Johannes dat van Johannes 17 af en aan praat dit van Jesus, daai 2-3 dae wat gebeur het. So ons sien dat in die lewe, in die Bybel, dat daar nie baie hoofstukke gegee is vir een spesifieke storie nie. Maar die storie van Jesus, veral die laaste stukkie van die storie, is daar 5, 6, 7 en daar's nie net daai hoofstukke in Johannes nie, maar daar's die hoofstukke in Matteus, daar's die hoofstukke in Lukas, daar's die hoofstukke in Markus en Johannes oor daai stukkie van Jesus se lewe wat God vir ons gegee het. Omdat hy wil hê ons moet veral daai gedeelte in sy lewe moet ons na kyk. Ek weet in Jesaja die teks, ek ken nou nie die teks nie, maar die teks sê kyk na my, julle almal wat lewe soek. Kyk na my, sê die Here. En hy het vir ons genoeg gegee in die Bybel om na hom toe te kyk. Hy het vir ons 4 boeke in die Bybel gegee wat oor hom praat. So, ek hoop ons het daarom 'n bietjie gesien hoe dit in die hemel gaan wees en die dinge wat God vir ons voorberei het. Nou ons weet dat Korintiërs sê ons kan nie eens dink daaraan, is nog nooit in ons. Ons kan nie dink aan die goed wat God vir ons voorberei het nie. Mense se denkwyse, ek dink dit is die regte woord, is te klein om te dink aan die wonderlike goed wat God vir ons voorberei het. Kom ons eindig net met 'n gebed. Onse Vader in die hemel, ons wil dankie sê vir die geleentheid wat U ons gegee het om U woord te open en te studeer. So dankie sê vir al U liefde en die prys wat U betaal het vir ons sonde. Vader, soos ons nou U woord gekyk het en gesien het die dinge wat U vir ons voorberei het in die hemel. Net dankie sê dat U vooruit gegaan het om vir ons Here huise te bou en 'n stad vir ons voorberei. Seën asseblief een en elkeen wat hierdie studie sal luister in die toekoms en maak tog hulle oë ook op na die wonderlike dinge van U. Praat in Jesus se naam alleen.